Chrissy, ek dink baie van die mense wat hier luister, gaan jou dalk al ken of weet van jou storie, maar vir die wat dalk al nou die eerste keer van jou hoor, vertel ons bietjie van jou en jou gesin se storie en reis met julle klein seentjie. Dankie Daniela. Ja, so ek's Chrissy. Ek's getroud met Wian. Ons is nou al amper 8 jaar getroud, so 7 en 'n half jaar getroud. En ons het die ongelooflike groot voorreg om die ouers van Elian te wees. Meeste van my gesels gaan nou maar oor hom gaan vanaand, maar hy is 4 jaar oud. Ek is 'n tuisbly mamma, so ek en hy is heeldag by mekaar wat heerlik is. Hy is in 2021 gebore en hy's gebore met spina bifida. So ja, hy's van sy net onder sy heupies af verlam en hy het ook 'n shuntjie in sy kop, 'n dreineringsstelsel. Wat al 'n paar komplikasies gehad het, maar ja, ek dink ons gaan nou lekker in die detail van dit inkom, maar hy is 'n absolute vreugde. Ons geniet hom verskriklik baie en dit is baie lekker om op deel van sy reis te wees. Ek dink as mens so kyk na julle foto's en video's en so wat jy deel ook op sosiale media, sien mens daai vreugde en dit straal regtig uit hom en uit julle as gesin uit. So ja, jy sê dit, maar dis ook iets wat 'n mens sien wat vir my so mooi is. Maar vertel ons van daai diagnose en vir mense wat ook dalk nou nie weet wat is die siekte nie, wat behels dit in eenvoudige taal natuurlik, vir ons wat nou nie mediese grade het nie. En wanneer het julle die diagnose gehoor? Ja, so ons so spina bifida in eenvoudige terme beteken split spine. So dit basies het sy ruggraat dan nou nie gevorm soos wat dit moes nie. Ons het op ons 18 weke scan toe ons gegaan het vir my gewone sonar, het ons eintlik so opgewonde uitgesien daarna om te hoor of ons 'n seentjie of 'n dogtertjie gaan verwag, of wat ons verwag. Ja. En ons het toe uitgevind ons verwag 'n seentjie, maar ook dat hy nou spina bifida het, eintlik alles in een asem gehoor daai dag. So ja, hy basies wat gebeur is die ruggraatjie vorm nie soos dit moet nie en Elian het ook die ergste vorm van spina bifida. So sy spinale koord het basies by sy ruggraatjie uitgedruk en die spinale koord kry dan doen dan skade op. En die senuwees eintlik maar wat dan nou na die boodskapies van die breintjie na die res van sy lyfie moet oordra. Omdat dit by die ruggraatjie uitkom, doen dit skade op. Sy defek wat mense dan nou noem, sy opening is ook redelik hoog op. So dit begin hier by sy L2 vertebra, vir die wat nou 'n bietjie meer daai terme ken. So dis redelik hoog op en dit beteken basies net dan dat alles vanaf daai punt in sy lyfie geaffekteer kan word en mens nie regtig weet wat sy funksie gaan wees vanaf daai punt nie. Met spina bifida is die kindertjies of die babatjies dan ook nogal redelik geneig om vog op die breintjie te kry. Net omdat die hele stelsel van brein na rug na lyfie maar 'n bietjie onderbroke is en gebroke is. So dan vloei die vog van die breintjie nie, dreineer dit nie soos wat dit moet nie en dit het dan nou ook met Elian gebeur. So hy het op sy eerste operasie dan nou toe hy gebore was om die ruggie toe te maak en sy tweede operasie was toe nou om 'n dreineringstelsel in sy breintjie te sit om te help met die dreinering van die vog. Ons praat nou Chrissy, dis meer as 4 jaar later, so mense het nou baie kennis en jy het die seentjie nou al leer ken. Maar ek dink my nou net in die skoene van 'n mamma en 'n eerste keer mamma, jy weet, dis jou eerste swangerskap wat daar kom by 'n dokter vir 'n 18 weke skandering en al hierdie dinge hoor wat jy nou vir my gesê het met, jy weet, jy het nie ingegaan met daai verwagting nie. Kan jy ons terugvat na daai oomblik? As jy enigstens kan onthou, hoe het jy gevoel? Hoe het jy dit hanteer? Ek meen, mens kan tog jouself seker net nie voorberei op so iets nie. En wat het julle toe gedink gaan die pad vorentoe wees? Nee, dit is ek kan net onthou hoe ons voete regtig onder ons uitgeslaan was. So ja, ek het nou vinnig genoem, ons was eintlik op hierdie ongelooflike hoogtepunt gewees van ons swangerskap met dit dat ons geweet het ons gaan uitvind daai dag of dit 'n seentjie of 'n dogtertjie is en soos wat die dokter vir ons vertel het dis 'n seentjie, toe kom ek agter hy raak net stil. En ek kan so goed onthou, ek het eintlik net instinktief toe vir hom gevra is alles oukei, maar ek het
glad nie verwag. Hy gaan vir my sê nee. Als is nie okay nie. Ek dink ek onthou, ek het vir hom gesê grap dokter, so half soos regtig. Ek was so geskok dat ek gedink het hy grap met my toe hy vir my sê nee, als is nie okay nie, daar's iets fout met sy brein want dit is wat hy vir ons gesê het. So dis daai absolute skok. Jy weet dinge gebeur, maar mense dink nooit dit gaan met jou gebeur nie totdat dit met jou gebeur en toe onmiddellik van hierdie hoogtepunt van ons hoor ons het 'n seentjie, ons verwag 'n seentjie en ons vind toe nou uit van die spina bifida. Dis dit onmiddellik hierdie as ek daaroor dink, dit voel vir my daai oomblik, daai 18 weke scan, ons was nog nooit weer dieselfde nie vanaf daai oomblik. Ons drome was nog nooit weer dieselfde nie. Ons manier van dink oor die lewe, van beplan was nog nooit weer dieselfde nie. Dit het alles verander in daai oomblik want ewe skielik het jy soveel vrae, soveel onsekerhede. Jy kan nie meer droom soos wat jy gedroom het nie. Jy kan nie meer beplan soos wat jy beplan het nie. En ons was onmiddellik in die diep kant van moeilike goed wat ons moes in die gesig staar, moeilike keuses wat ons moes maak, moeilike net terme wat ons moes begin leer ken en moontlikhede waarmee ons moes vrede maak en waarvoor ons moes voorberei. So dit is ek dink geen persoon, geen mamma stap in en dink jy gaan in 'n posisie wees waar jy die nuus kry nie. En ek dink daar's ook net soveel genade in daai oomblikke waar die Here regtig net vir mens deur dit bring. En as ek nou terugkyk, voel ek so ver verwyderd van daai persoon wat die nuus gekry het in daai dokter se spreekkamer en ek kan eerlikwaar sê dit was net soveel genade dat ons nie eintlik in totaal en al net sak en as in mekaar gesak het en ophou net vashou het aan die hoop en vashou het aan die vreugde van hierdie babatjie wat nog binne in my was in daai oomblik nie. Wat is van daardie oomblikke? Jy praat van oomblikke wat jou gehelp het om deur te kom en veral nou die swangerskap, jy weet die onsekerheid oor hierdie seentjie wat jy nou gaan kry. Wat is van daai oomblikke wat jou gehelp het? Want dit is 'n verskriklike groot ding om dan vir die volgende 20-22 weke te dra. So hoe het jy dit gedoen? Ek kan eerlik vir jou sê dat mens vat dit regtig dag vir dag en dit is maar een oomblik is jy baie positief en jy hou vas aan die moontlikheid van wonderwerke en van beter nuus en die volgende oomblik is jy maar in 'n diepe dal amper en ons het ongelooflike familie en vriende wat net om ons gekom het en regtig vir ons opgedra het in gebed en saam met ons gestap het, saam met ons geveg het. Maar ook net, ek dink regtig, of eintlik ek kan vir jou sê, ek weet dat die feit dat ons aan die Here kon vashou en kan vashou steeds en die feit dat ons weet hy is in beheer en ons kan vir hom vertrou en hy is in hierdie journey met ons, ons sou dit nie andersins kon doen. Ons sou nie andersins deur die oomblikke van die hoogtepunte, die laagtepunte, alles tussen sou ons nie kon kom nie. Dit is absoluut ons vertroue in hom, ons vaste geloof in hom, ons weet dat hy met ons is, wat ons deur daai oomblikke gedra het en steeds doen. Ja. Ek het iets slim en splinternuut ontdek. Absa se savings coach. Dis hulle innoverende en prettige manier om vir enige doelwit te spaar. Jy stel bloot jou doelwit, dalk 'n nuwe kar, 'n gesinsvakansie of net 'n bietjie ekstra vir daardie maand wat klomp uitgawes jou gelyk tref. En Savings Coach hou jou gemotiveerd sonder om streng te wees. Dis jou tyd, jou pas en dit voel nie soos werk nie. Dit voel soos wen. Gaan kyk gerus op die Absa Banking app, spaar in styl en hou dit lekker. Absa is 'n gemagtigde FTV en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Wees en fees geld. Ja, als wat ek gelees het, kan ek ook sien, dit is, jy weet nie net die swangerskap en die geboorte en die maderendheid, 'n goue draad wat deur julle storie loop. Ek wil tog ook hoor, jy en jou man, want soveel mense wat al deur moeilike situasies was, het ook vir my gesê, dit was baie belangrik dat hulle en hulle man op dieselfde bladsy was en saamgewerk het hieroor. So hoe het julle dit as 'n span hanteer? Het julle ooit verskil in julle benadering? Het julle van die begin af net geweet hoe julle dit gaan hanteer? Want weet baie keer 'n vrou en 'n man hanteer dalk sulke nuus verskillend. So wat het jy en Wian gedoen om ook hierdie pad as 'n span saam te stap?
Ja, ek weet al van die begin af wat ons mekaar leer ken het, dat hy absoluut is wat ek nodig het, in die sin dat hy is die meer helder denkende persoon in die verhouding. Hy is die rustige een, hy is nie iemand wat iets ver vooruit hardloop en toelaat dat vrees of dinge hom oorweldig nie. En dit is absoluut wat hy vir my ook is en was deur dit alles. So ons was altyd op dieselfde blad wat ons keuses aanbetref, wat ons benadering tot die swangerskap aanbetref. Ek dink wat baie moeilik was in daai tyd, dit was in COVID tyd ook. So ons was baie keer weg van mekaar af. So ons moes baie keer deur afsprake, deur gesprekke met dokters alleen gaan. En dit was amper die grootste uitdaging vir ons as couple, as 'n man en vrou, is dat ons so baie van mekaar geskei was en Wian sou moes wag in die parkeerarea terwyl ek in die hospitaal of by die dokter was of andersom. En dit was die moeilikste. Dit was eintlik die feit dat ons nie as 'n span altyd daardeur kon gaan nie en dat ons nie mekaar gehad het nie, dat ons soveel van dit moes alleen deurmaak. Wat vir ons die grootste uitdaging was. Maar ek is dankbaar dat ja, hy absoluut die rots is en waar ek baie keer oorweldig raak en 'n ding ver vooruit uithardloop, is hy die rustigheid en die kalmte in dit vir my. Ek dink elke ma wat 'n COVID babatjie gehad het in daai tyd in die hospitaal was, dink ook nou terug, nê, en dit voel skoon onwerklik, soos wat jy sê, mens kon nie saam na doktersafsprake toe gaan nie, jy kon nie saam in die hospitaal ingaan nie, en nog soveel te meer, dink ek, vir julle wat hierdie unieke uitdagings met julle seentjie gehad het. Maar ek het ook 'n mooi storie gelees van wat jy gedeel het van die 2 reënboë. Wil jy dit nie net vir ons luisteraars vertel nie? Ja, so dit is amazing hoe goedjies wat jy dalk in die alledaagse lewe of tye sou mis, hoe dit vir jou regtig groot betekenis het wanneer jy so net soek na die Here en so desperaat is vir hom om homself sigbaar te maak in jou pad en in jou journey. En daai reënboog was vir my regtig een van hierdie dinge waar ek hom so ervaar het en so gesien het in ons pad. So, toe Elian het sy eerste shandjie, sy eerste dreineringstelsel gekry en hy was 10 dae in die hospitaal nadat hy gebore is en ons kon toe huis toe gaan. En ons gaan by die huis, het alles goed gegaan vir 'n tyd en ons kom toe net agter dat sy wond agter op sy koppie nie genees nie. En ons het vir 'n wond check-up gegaan en hulle was bietjie bekommerd, maar hy het al skoon gemaak en vir ons weer huis toe gestuur. Ek dink ons was weer 'n dag by die huis. Toe kom ons agter maar sy temperatuur styg nou 'n bietjie en hy lyk net regtig niks lekker nie. Hy gaan agteruit en ons is toe terug Rooikruis toe. En ons het aanvanklik gedink, ons gaan net weer 'n wond, hulle gaan net weer sy wondjie check. Nie geweet ons gaan daardie dag opgeneem word nie, maar toe ons by die hospitaal stop daai oggend, toe is daar die mooiste reënboog oor die hospitaal. En ek onthou, nog voor ons ingegaan het ek net gedink, "Sjoe, die reënboog is so 'n herinnering van God se beloftes." En ons moet net vashou aan dit. En ons is toe in by die hospitaal, hulle kyk toe na sy wondjie en sê toe nee, dit lyk nie goed nie, hy moet opgeneem word. En ons word toe opgeneem, Elian word toe opgeneem, net om uiteindelik uit te vind dat sy dreineringstelsel 'n infeksie gekry het, maar nie net enige infeksie nie, hy het 'n hospitaalkiem opgetel wat ongelooflik moeilik is om te hanteer. Daar was nie eintlik eers medisyne in ons land beskikbaar nie, hulle moes vir hom medisyne invlieg. Maar terwyl hulle dit toe probeer net tot die punt kom van wat se kiem is dit, hoe om dit te behandel, het hy toe breinvliesontsteking uiteindelik gekry en die breinvliesontsteking het ontaard in ventriculitis. Nou wat dit basies net beteken is sy breintjie was deurtrek met infeksie. En ja, dit het regtig nie goed gegaan. Dit was 'n letterlike stormagtige maand in die hospitaal. En presies 'n maand later, na daardie eerste reënboog, weer eens nie geweet wat die dag gaan behels nie. Ek en Wian het vinnig geruil, net een van ons mag op 'n slag by Elian wees, so Wian het toe by Elian gesit, en ek het besluit, ek gaan gou vinnig huis toe, net om te stort en iets te eet. En soos wat ek by die hospitaal uitstap, dink ek toe by myself, dit sal nogal amazing wees om weer 'n reënboog te sien, presies 'n maand later na die eerste een. En klim in die kar, draai uit by Rooikruis Hospitaal en soos wat ek uitdraai, voor in die pad,
sien ek weer 'n reënboog. En Ja. dit was toe net weer die herinnering van ag, die Here is dit was 'n stormagtige tyd. Die Here se beloftes bly staan. Hy's dieselfde God voor die storm, in die storm, na die storm. En ek ry huis toe en ek dink ek was 'n minuut van die huis af, toe kry ek 'n boodskap van Wian af wat sê jy moet omdraai. En ek dink vir myself, ag tog, iets het nou weer gebeur. Hy het die melk wat ek vir hom gelos het omgegooi of iets het gebeur. Hy het my nou weer nodig by die hospitaal. Toe kom sy volgende boodskap en hy sê toe net vir my, ons gaan vandag huis toe. So ons het ingegaan met 'n reënboog en ons was uit met 'n reënboog en dit was net hierdie absolute herinnering vir my dat die Here is in die journey, in hierdie tyd waar dit vir my gevoel het dat asof ons is op hierdie oorlogsveld so eensaam, baie keer vergete gevoel het in daai tyd, was dit net hierdie herinnering van hy weet van ons, hy is God oor die storm, hy's in beheer van die storms en sy beloftes bly steeds staan. Maak nie saak wat se storms in ons lewens voed nie. Ja, van daar was sedertdien, soos jy sê, dit was een van 'n reeks dinge. Jy het seker die binnekant van 'n hospitaal al baie gesien. Wat het sy behandeling sedertdien behels? Wat se tipe operasies is daar? Hoe gereeld moet hy gaan? Gee net vir ons 'n bietjie 'n oorsig van toe, want hy was 'n klein babatjie, hy's nou al 'n 4-jarige seentjie. Wat behels die sorg vir hom en die mediese operasies en prosedures? So daardie infeksie het baie skade veroorsaak. Wat gebeur het is sy waterspasies in sy brein het as gevolg van die infeksie, hulle sê dit raak taai basies. So dit begin aan mekaar vassit. So hy het nie normale waterspasies meer nie. Sy waterspasies kommunikeer nie met mekaar soos wat ons in sal nie. So dit is amper 'n klomp hulle noem dit cysts in sy koppie nou. En as gevolg van dit het hy toe 'n reeks net amper moes hulle net 'n klomp operasies, 'n klomp prosedures doen om te probeer om die skade te herstel, om te probeer om die vog wat nog steeds ophoop te help dreineer. So hy het al in totaal 10 operasies gehad, waarvan 8 van dit breinoperasies is. Hy het in einde 2023 het hy weer 'n shunt failure gehad. Sy dreineringsstelseltjie het weer geblok of iets het gebeur. Ons weet nou nog nie eintlik wat gebeur het nie. En dit het baie sleg toe weer met hom gegaan. Hy het glad nie goed gelyk nie. Toe moes hulle weer vir hom nog 'n derde dreineringsstelseltjie insit. So op hierdie stadium het Elian 3 meganismes in sy koppie. Hy het 2 dreineringsstelseltjies en dan nog 'n reservoir wat mense 'n Umaya noem, maar dis nou baie tegniese terme, maar hy het basies 3 goedjies in sy brein. Op hierdie stadium, nou 4 jaar later, gaan ons vir jaarlikse MRI's, want hulle hou steeds maar net sy breintjie dop, as ook sy ruggie, in sy spinale koord, sy wervelkolom dan nou, het hy ook vog. So, ons is nie seker of hy daarmee gebore is, of dit veroorsaak is deur die infeksie wat hy gehad het, of wat dit veroorsaak het, maar hy het ook cysts, dan nou, skus tog vir my Engels, maar dit is maar waar die dokters praat, in sy wervelkolom ook, wat hulle ook moet dophou, en dan daarmee saam is dit maar net sy basiese mediese besoeke, maar dis nou net 1 jaarliks. Ons is dank die Here op 'n punt waar ons nou net 1 keer 'n jaar hoef te gaan, waar hulle net 'n volle MRI doen en net na al sy niertjies en al sulke goedjies kyk en kyk of alles nog mooi gesond is. Wat huge is. Die wonderwerk van dit, van my om te kan sê, ons hoef nou net 1 keer 'n jaar na 'n dokter toe te gaan, is ek het regtig, daar was 'n storie wat ek nie gedink het ons by dit gaan kom nie, want soos jy sê, ons was elke week basies by 'n dokter of elke maand by 'n dokter en dit het gevoel op 'n stadium of die operasies nie ophou nie of die behandelinge nie ophou nie. So 4 jaar later en dit is baie genade om hier te wees.
En Chrissy, hoe lyk 'n dag in julle lewe? Wat behels hierdie seentjie se sorg? Hy lyk my nou so gelukkige seentjie. Hy het so 'n pragtige video nou dag opgesit van jy wat met hom stap en dan dink ek as jy op 'n sekere pad van die pad kom, dan sê hy vir jou jy moet bid want jy bid altyd daar, nê. Hy het altyd 'n pragtige glimlaggie. So ek wil hê jy moet ons bietjie van hom vertel en sy persoonlikheid, laat ons ook nou nie net praat oor die omstandighede nie, maar van hom as mensie ook. En dan hoe lyk julle dae saam? Wat behels sy sorg? Is sy in pyn? Net so 'n bietjie deur julle dag gesels. Ja, so hy is regtig een van die goed wat ek voel seker een van ons grootste wonderwerke is sy persoonlikheid en regtig die vreugde. Dit is 'n vreugde wat ek nie kan beskryf nie. Dit is 'n vreugde wat mens nie sal dink 'n seentjie wat in 'n rolstoel is kan hê nie. En hy het dit. Hy dit letterlik loop oor. Hy loop oor van vreugde. So ons dag tot dag, ons doen baie terapie by die huis spesifiek. Ons sien 'n fisio, ons het 'n fisio en ons het 'n arbeidsterapeut. Hulle sien ons vir elke een keer 'n week of elke 2 weke, maar by die huis spesifiek doen ons is daar elke dag ietsie wat ons terapie gewys doen vir hom. Ons probeer hom staande kry. Hy het stitte wat ons aan sy beentjie sit dat hy net in die staande posisie is. Hy het goeie heupbeweging, so as gevolg van sy heupbeweging kan hy sy beentjie so half vorentoe en dit lyk of hy stap, maar so uit sy heupe uit, wat ook net groot genade is. My plan is om hom te tuisonderrig. So nou op 4 is ons nog nie regtig daar nie, maar éventueel sal ons uiteindelik 'n bietjie meer 'n struktuur begin volg wat dit ook aanbetref. Maar ja, ag net hy is baie gelukkig. Hy is so gelukkig. Hy is nou op die ouderdom waar hy meer vrae begin vra en hy kom definitief agter dat hy sekere goed nie kan doen nie. Hy is definitief bewus daarvan dat hy baie kwesbaar is en hy is ook definitief bewus daarvan dat daar maatjies is wat sy ouderdom is of jonger as hy is wat goed kan doen wat hy nie kan doen nie. Maar nie vir 'n oomblik het ek al gesien dat dit steel van hom nie. Hy's bewus daarvan, hy vra uit daaroor, hy verstaan as ek vir hom verduidelik dat hy anders geskape is, dat sy pad anders lyk, dat sy vermoëns anders lyk en dat die Here vir hom doelbewus so geskape het met 'n doel. Hy verstaan dit. En wat eintlik vir my amazing is die geleentheid wat ek het as gevolg van die vrae wat hy vra om reeds nou al kernwaarhede vir hom te leer van die Here. Van dit waarna ons glo en ja, net wat nou al reeds sy hartjie vorm. So hy weet ek het nie al die antwoorde nie. Ek sê dit vir hom elke keer as hy vir my 'n vraag vra is ek weet nie alles nie. Ek kan nie vir hom verduidelik hoekom hy so geskaap is nie. Ek kan nie vir hom sê hoekom hy nie kan loop soos wat ek kan loop nie, want hy vra vir my hoekom loop ek nie met 'n loopraam nie? Hoekom loop ek nie met stitte nie? Hoekom moet hy so loop? En ek dink vir my is dit so belangrik om reeds nou al met hom so eerlik te wees oor dit. En om reeds nou al daai fondasie te lê dat ons gaan nie in hierdie wêreld al die antwoorde hê nie. Maar ons kan regtig vertrou dat die Here uit sy alwetendheid, sy beterwetendheid, hierdie toegelaat het. En ons moet ja, net eintlik na hom kyk, ons oë op hom hou en weet hy doen dit omdat hy goed is vir ons en omdat hy lief is vir ons. So dis daai tipe waarhede. So ek is dankbaar vir daai gesprekke. Ek is dankbaar dat ek by hom kan wees om sy vrae te beantwoord elke dag. Ja. Soveel van wat jy sê en hoe jy praat oor hom herinner my weer, ek het so 'n paar weke terug gepraat met Suzette Breinhart en Cherie, wat die eerste vrou in Suid-Afrika is wat 'n nagraadse kwalifikasie gekry het met Down-sindroom en ek dink nou terug aan Cherie wat in die vroeë 80's gebore is, jy weet toe terapie en sulke dinge nie so algemeen is nie, en so hoe jy praat oor hom en met hom praat en vir hom verduidelik van sy pad herinner my so aan wat Suzette ook gesê het en dit is my so mooi weer eens, jy weet die krag van 'n ma en die woorde wat sy spreek oor haar kind. Maar sjoe Chrissy, ek wonder jy is so positief en jy praat so positief. Is daar dae wat jy voel die uitdagings kry jou onder? Voel jy ooit jy sien die kans nie kans om verder aan te gaan nie, maar dalk 'n dag wat jy nie uit die bed uit wou klim nie of wat jy net regtig voel dis nou te moeilik en wat doen jy dan? Ja, sjoe, Daniela, ek het definitief vir jou sê dat ek sê baie keer vir mense wat my in hierdie seisoen van ons lewe ontmoet, julle ontmoet my op 'n goeie tyd. Julle ontmoet my in 'n goeie seisoen.
En natuurlik het ek my vrae, natuurlik het ek my dae. Ek en Wian sit baie keer en sê vir ons, joh, ons harte breek. Daar's hierdie definitiewe hartseer, hierdie nie hartseer oor nie hartseer vir die feit dat Elian dat ons 'n seentjie het met Sabina Bafida nie vir ons en ons situasie nie, maar hartseer oor net die gebrokenheid en die suffering wat ons almal op een of ander stadium in hierdie lewe face en die feit dat Elian wat ons seentjie is dit moet face. Ons wens, ons het al hoeveel keer vir mekaar gesê, ons wens ons kon dit vat en dat dit nie syne was nie. Daai hartseer en ek kan so goed onthou. Ek dink meer keer as wat ek kan tel, het ek al hardop gesê, in stilte gesê, dat ek kan nie meer nie. Ek kan nie meer aangaan nie. Daar was al baie sulke dae. Maar ja, op daai dae en in daai tye, ek dink die regtig wat ons deurtrek is eintlik hoe die swaar ons oë net weer opnuut rig na die hoop wat ons het op die feit dat hierdie nie forever is nie. Hierdie lewe, die moeilike dae, die moeilike seisoene is nie forever nie. Dis dit hou nie aan nie en ek dink ek kan dit met soveel sekerheid sê omdat ek nou uit daai seisoen uit is. Hoe lank hierdie goeie seisoen gaan aanhou, ons weet nie. Niemand van ons weet hoe lank ons goeie seisoene gaan aanhou en hoe lank ons moeilike seisoene gaan hou nie. Maar geen seisoen is vir altyd nie. En die wete dat die Here vir ons regtig die genade, die krag, die vrede gee om deur dit te kan stap wanneer daai moeilike seisoene kom en dat hy met ons is in dit, in daai dae waar ek so gevoel het ek kan nie meer nie, kan ek so getuig van hoe hy die Here vir ons regtig oomblik vir oomblik deur elke oomblik gebring het. Daai tye in die hospitaal, daai ongelooflike traumatiese gebeure, goed wat ons gesien het met Elian, wat ons moes deurmaak met Elian. Hoe ek weet dit was nie omdat ek kon nie. Dankie Here, dit is nie uit my vermoëns wat ek hoef aan te gaan nie, maar dat dit regtig is vanuit sy krag, vanuit sy genade wat hy ons daardeur trek. So ja, ek dink in my antwoord lang stories om vir jou eintlik net te sê dat dit was nie ek wat daardeur gekom het en dit is nie ons wat deur daai moeilike dae kom nie en dit is eintlik ook nie ons wat deur ons goeie dae kom nie. Dit is regtig net deur sy genade. En hy wat vir ons daai kapasiteit en krag om daardeur te kom en om vir ons te omring met mense wat ons koppe net weer oplig en wat vir ons regtig opdra in gebed. Ons kan so getuig van hoe ons ervaar het hoe vriende, familie en vreemdelinge vir ons bid. En die krag van gebed, dit is amazing. Jy praat oor die mense om julle want ek het nou juist daaroor gedink. Ek kan dink jou ondersteuningsstelsel moet ook sterk wees want ek dink jy is tog ook net 'n mens en om voltyds vir iemand anders te sorg, selfs net, jy weet, vir kinders, ons almal weet dit verg baie van 'n mens en soms moet jy ook tyd maak vir jouself en vir jou man. So hoe maak jy seker dat jy nog steeds dit doen? Ja, jy is beslis nie daai selfde mens wat vir daai skandering gegaan het op 18 weke nie, maar om ook nog vir jouself te sorg, vir jou huwelik te sorg. Hoe doen julle dit en balanseer julle dit saam met die versorging van hierdie kind vir wie julle so verskriklik lief is? Ja, dis baie moeilik. En dis definitief iets wat ek voel ons nog nie heeltemal bemeester het nie. Ek dink vir die afgelope 4 jaar was dit eintlik meer 'n ding van my behoeftes en my selfsorg of selfs ons huwelik, ons moes besef dat daar opofferings gemaak gaan word in daai gebiede en dis nou nog iets wat ons sukkel om regtig goeie balans in te vind, om regtig te weet hoe om dit te doen. My wêreld draai om Elian, my dag tot dag draai om Elian en dit is vir my baie lekker om dit te kan doen. Wat groot antwoord op gebed was, is my ouers het onlangs nader getrek aan ons en dit was die groot ommeswaai in hierdie gesprek. Want iewes skielik het ek iemand naby gehad by wie ek vir Elian kan gaan aflaai en ek en Wian kan gou iets gaan doen of
ons kan gou ek kan net 'n inkoopie gaan doen op my eie of iets soos dit. Ek sukkel nog om daai hulp te aanvaar partykeer, so dis iets waaraan ek moet werk. Maar die feit dat hulle nader gekom het en dit nie net ek is en Wian en Elian nie, maar dat jy daai mense het wat hier is wat jy regtig kan gebruik en wat wil help. Dit was amper die grootste ommeswaai vir ons gewees om bietjie meer bietjie meer 'n balans te vind in dit wat ons kan doen en dit wat ons wil doen amper. Maar ja, dit is 'n daaglikse ding, Danielle. Ek is nog nie dit bemeester nie. Ek dink baie ma's kan dit sê dat hulle nog soek vir daai balans en om tyd vir hulle self ook te maak. En jy het van jou ma genoem, ons gaan nou oor haar ook praat. Ek wil hoor maar net voor dit. Ek wil graag hê jy moet ons ook vertel van jou eie podcast waar jy ook van die dinge dink ek wat jy nou al so geleer het die afgelope jare met jou seentjie ook deel. Vertel ons daarvan en hoekom het jy betrokke geraak daarbey? Ja, so dit is nou een van die dinge wat ek amper bietjie meer vir my doen en wat ek regtig as 'n uitlaatklep aanskou eintlik is die podcast en dit was so groot vreugde. Ek en 'n vriendin van kerk doen dit, Karen, en ons het net ag eintlik ek sê nou ek doen dit vir my, maar dit is eintlik hierdie behoefte om net te praat oor wat die Here doen in alle lewens seisoene en dat hy regtig in dit is en eintlik 'n tipe bediening wat op ons harte was. So ons het dit hierdie jaar aangepak en ons albei sy het haar eie storie, sy het 'n pad wat sy stap en obviously nou ons met ons pad wat ons stap, het dit gevoel ons wil bietjie net 'n platform skep waar ons kan getuig en ander toelaat om te getuig en 'n positiewe blad skep, 'n positiewe platform skep op sosiale media waar mense regtig net kan hoor van die Here en se oë gerig kan word op hom. Vir die wat dalk nog nie weet daarvan en graag wil luister, waar kan hulle dit vind en luister? Wat sien nou? Ja, so dit is With Purpose Podcast. Dit is op Instagram en dan op Spotify en Apple en op YouTube. Ons vind tog ons voete, maar dit is meer 'n passion project amper. Dis maar net ons passie wat ons so aan die kant doen. Maar geniet dit vreeslik, maar dit is daar, ja. Daarmee kan ek nou absoluut relate van nog voete vind en mens leer elke dag, maar dit is lekker en om met mense te praat en stories te deel, dis regtig 'n voorreg en dis hoekom ek dit ook doen en die voorreg het om met ma's soos jy te gesels. Dankie Chrissy. Jy het nou gesê jy het ook die voorreg om nog jou ma te hê en betrokke te hê in jou en jou kind se lewe. So vertel ons bietjie van jou ma en wat het jy by haar geleer? Ja, so my ma is Elian se gunsteling mens, kom ek begin net daarmee. Elian is gek oor sy ouma en hulle twee is kop en een mis. Maar sy is regtig 'n engel. As ek nou moet dink aan hoe sy ons groot gemaak het, daar was nie 'n oomblik in my grootword jare waar ek gevoel het dat ons nie haar eerste prioriteit is nie en dat sy regtig vir ons enigiets sal doen en ek dink vanuit daai plek en regtig die feit dat sy so op ons gefokus het en tot 'n mate ook haar drome en behoeftes en ideale eenkant toe geskuif het om op ons te fokus, was sy ook die kernfiguur in ons verhouding met die Here en om daai fondasie te lê vir ons. So my ma, ja, sy het so vir my gevorm as ma en sy is nog steeds die een na wie ek so opkyk en wat ek so graag, al is dit net 'n bietjie van haar sal wil wees in my verhouding met Elian, sal dit 'n absolute antwoord op gebed wees. Maar ja, sy's naby en sy's 'n engel vir my en absoluut Elian se alles. Dankie vir die deel. Is daar nog enige iets wat jy graag voel jy wil deel oor julle reis of jou seentjie of enige iets wat jy net nog vir ons luisteraars wil sê of hulle mee laat kies? Ja, ek dink die gedagte wat net by my opgekom het is vir mammas wat 'n enderse diagnose in die gesig staar of net vir mense as hulle dink oor lewe en oor babatjies oor die algemeen is om net te sê die Here maak nie foute nie. Hy is die een wat
normale kindertjies aan mekaar weef, maar hy is ook die een wat babetjies met spina bifida aan mekaar weef of enige iets soortgelyk, en om regtig net te weet en te kan vertrou dat hy dit met 'n doel doen en dat daai doel goed is en dat ons absoluut net kan ja, na hom kyk in die paaie wat ons stap. As vir 'n mamma wat hierdie diagnose dalk kry, wil ek net sê jy maak nie saak die onsekerhede nie, maak nie saak wat oor jou pad kom na aanleiding van so 'n diagnose nie. Een ding wat ek met soveel sekerheid kan sê is die liefde wat jy vir jou kind sal gaan hê is so onbeskryflik en sal al daardie onsekerhede oorheers. As ek dink aan hoe dokters praat, wanneer hulle die diagnoses gee, is die een ding wat ek net wens dokters sou doen, is om te besef hoeveel gewig hulle woorde dra. Dokters is geneig om die worst case scenario te skep, wat ek besef, maar ek dink dit is so belangrik dat hulle ook sal sê dat hulle nie weet nie. Dat hulle nie die finale sê het nie. Dat daar geen manier is dat hulle 'n definitiewe uitspraak oor 'n ongebore babatjie kan gee nie. Daar was vir ons reguit gesê dat Elian 'n baie lae lewensgehalte gaan hê, dat ons 'n baie lae lewensgehalte gaan hê en dat ons 'n fout maak om lewe te kies. En ek sal vir almal aanmoedig en sê asseblief gaan kyk net na een foto van Elian en jy sal onmiddellik weet dat dit nie die waarheid is nie. En dat daai uitspraak glad nie die waarheid is nie. So dokters het nie die finale sê nie. Hulle weet nie alles nie. Ons weet nie alles nie. Ons kan net vertrou en weet dat die Here absoluut beter weet, dat hy die finale sê het en dat hy ook die wat lewe kies sal seën op 'n bo verwagting tipe manier. Sjoe, baie dankie vir dit. Ek dink ook, jy weet, selfs iemand wat dalk nie dieselfde uitdagings as julle het nie, maar wat dit ook al is in hulle lewe wat dalk uitdagend voel, ek dink hierdie woorde gaan hulle baie hoop en moed gee. So dankie vir dit. En ook Chrissy, dankie vir jou tyd. Soos ek sê, ek weet dit is min en dis kosbaar en jy spandeer jou daar by daai pragtige seentjie van jou. So dankie dat jy vir ons en vir die luisteraars tyd gemaak het om julle storie te deel en hierdie inspirasie ook te deel. Ek en ons waardeer dit. Dankie Danielle, ek waardeer dit en dankie dat ek kon.